Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Aan die bruin gemeenskap en gesê ons wil baie graag die bruin geskiedenis van Afrikaans dokumenteer en mense uitgenooi om met mondelike hoofstukke en voorstelle voor hun dag te kom. Die reaksie het ons absoluut verbaas, want ons was toegegooi met versoeke en al die mense wat dan die sperdatum gehaal het, daardie mense se hoofstukke is ingesluit en toe ons gaan sit, toe sien ons, ons het 36 hoofstukke. En na deeglike ondersoek en lees van die hoofstukke, het ons gesien die hoofstukke val uit in 10 verskillende kategorieë, wat baie toevallig 10 verskillende domeine van die lewe van mense beslaan. En op 'n spontane wyse het ons kon bydraes vind vir hierdie boek in feitelik elke sfeer van die lewe van bruin mense. Die boek gaan oor stories wat lank verswee is. Dit is stories wat 'n stadium begin vertel is. Dit vertel die stories van Afrikaanse mense aan die een kant, hoe hulle gelei het, maar dit vertel ook stories van hoe die mense bevry is, maar dit vertel ook stories van hoe Afrikaans as taal ontwikkel het en ook wat 'n rol Afrikaans gespeel het in die ontwikkeling van hierdie mense. Ja, ons moes baie navorsing doen en elke hoofstuk is voorgelê aan verskillende skrywers in daai verskillende velde. 'n boek oor kerkgeskiedenis sou tipies voorgelê word aan die moderatuur van die sending kerk en vir hulle goedkeuring daarvoor sou gevra het. Die boek oor die Kaapse klopse is voorgelê aan verskillende klopse leiers en vir hulle gevra, stem julle saam wat hier in die boek gesê is en kan julle nog byvoegings maak. So met daardie proses is die hoofstukke dan geverifieer deur die mense van die gemeenskap self. Afrikaans was lank 'n taal van onderdrukking, die apartheidsbeleid het dit meegebring, maar uiteindelik het hierdie boek vir ons kom wys. En dit het ook van die mense geskryf, Cornelius Thomas, Cecil Esau en ook natuurlik dan Basil Kivedo, hoe hulle Afrikaans gebruik het, wat is hulle moedertaal, is hulle eie taal, hoe hulle dit gebruik het om uit hulle politieke onderdrukking te kom. In daai opsig was dit ook 'n instrument vir hulle om hulle self los te maak van die verlede, sodat hulle kan vorentoe gaan. So Afrikaans moet ons nie net altyd kyk na hy maak uit onderdruk nie. Dit is ook 'n bemagtigingsmiddel na vryheid. Ellen Boesak het altyd gesê die UDF se stryd was in Afrikaans. Die skrywers het dit van die begin af duidelik gemaak dat ons sien hierdie boek as 'n ontwikkelingsprojek. Ons wil dus nie die wins neem om in ons eie sakke te pas nie, maar ons wil juis die wins van hierdie boeke aanwend om 'n behoefte wat daar bestaan, naamlik skrywers in Afrikaans, oor Afrikaans en veral die jong skrywers om aan daardie behoefte aan te spreek. So ons hoop dat hierdie boek kan 'n klomp nuwe skrywers skep met behulp van die fondse wat deur hierdie boek gegenereer sal word. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.